Goeiemôre, good morning. Ek is Razan McKenzie en saam met my het ek vir Pieter Koen en Elsa Estreisen en saam gaan ons poog om hierdie blou maandag effens draagliker te maak. Nou, ons het natuurlik ook vir Thys van Sail saam met ons met sy lyf in die ateljee en sy gedagtes by aandelebeurs. Dit is my koppie en my pange. Ja, sê julle, ek kan nie hoor nie, sorry. Môre Thys, hoe gaan dit? Ek's lekker man, en julle? Ja, maandag, ons is reg om die week aan te pak. Nuwe week, Vir sommige mense is die maandag meer blou, maar jy lyk nog steeds. Ons moet net sê, is die maandag reg vir ons? Ja. Nee, hy is. Ons het baie om oor te gesels. Goeiemôre, good morning van my kant af ook en hierdie week gaan ons behoorlik afskop. Ons leer bietjie meer oor allerlei wetenskaplike dinge en so aan neurowetenskappe om meer spesifiek te wees. Skrywer Carla van der Spy kom gesels oor haar nuwe boek en die sanger Caroline Grace kom kuier by ons ateljee. So we're going to be graced with a lot of great stories, a lot of fabulous people. What a morning. Goeiemôre. Yes, baie uiteenlopende goed is altyd interessant hier by ons op Goeiemôre, good morning. Ons kop natuurlik die week af en die program af met ons oggendpraatjies. Nou wil ek weet, wie van julle was al ooit hier 'n by gesteek? Ek dink ons almal was al. Ja. Ja, nee. En gelukkig vir ons is geen van ons is allergies vir 'n bysteek nie, want dit is nogal iets waar. So daar is hierdie nuwe alternatiewe mediese praktisyn en dit is genoem apiterapie. En dit behels dat bygif gebruik word om sekere veltoestande te behandel soos plooie, akne, dalk siektes, pyn en inflammasie en sulke goed. En dit is beskikbaar in verskillende vorms soos aanvullings, byvochtigers, serums en dan word daar ook lewendige byterapie gebruik om hierdie siektes en goed te behandel. So mense kan eintlik gesteek word deur 'n by om dit of hulle velprobleme te behandel of ander siektes ook. So the question is, obviously there's been not that much research done around something like this. I wanted to ask all of you, would you do something like apitherapy, they call it? Nee, ek moet sê ek sal bietjie 2 keer daaroor nadink, nê. Ek meen 'n byse steek, maak nie saak wat se by dit is nie, is damn seer man. Ja. So as jy dit regtig wil doen om dalk ek het dalk 'n paar plooie wat ek moet verskans, maar dan gaan ek lyk asof ek weer ouer gebotox het. Ja. Nee, ek weet nie. Maar ek dink hoe hulle dit doen is eintlik regtig interessant en ons het 'n video van 'n TikToker wat aan kroniese Lyme disease ly. Okay. And this TikToker has actually shown how she uses the bee sting to actually help her with the disease that she's got. Let's take a look. Testing myself with live honeybees for my chronic Lyme disease, and today's a sting day, so let's do it. Hey, will you sting me with this bee? Okay. My mama's gonna help. Like, let's see, here's my spine. Here-ish. Does that look too high up? No, you're good. Thanks. Woo! Man! Wel, as dit vir mense werk, is daar seker definitief meriete in die saak, Ja. maar ek sal maar 2 keer dink of seker maak, jy weet. Ja. Ek wil nou nie 'n proefkonyn noodwendig wees om te kyk of dit gaan werk nie, maar Dit is blykbaar ook gebruik in die behandeling van artritis en dit is vir my nogal bietjie drasties. Ja. Ja. As dit iets is wat hulle vir jou kan sê, luister, jy het nou 'n kroniese siekte en as jy hierdie ding 1 keer 'n week of 1 keer elke 2 weke probeer, kan dit dalk help. Then maybe, but I don't think I'm going to do it just so that I can have beautiful glowing skin and no more wrinkles, right? It's painful to be beautiful, baby. Apparently. Dankie, Thys. Thank you. Thank you for Die that. wysere wat jy ondervinding lyk dit vir my. Lekker ondervinding. Luister, gepraat van allerlei alternatiewe behandelings en so het julle al gehoor van kuiltjie chirurgie? Ja, is 'n kuiltjie nie mos hier wat jy in die wangetjies het of soos John Travolta Ja. of so kuiltjie. Dit is so 'n mooi woord. Ek het altyd net dit geken as dimpels. Ja. Kuiltjie het ek nou gister geleer toe ek my teks kry. Ek wonder of dit 'n sinoniem is en of daar wel 'n verskil is tussen 'n kuiltjie en 'n dimpel of 'n dimpel. En ons moet maar 'n bietjie, waar is daardie dames en menere wat so
taalpurist die saam met ons is. Ons HAT sal ons nou laat weet. Mense spandeer nou $1000 op nuwe tendens. Kuiltjies. Die prosedure bekend as dimpelplastie is 'n operasie van kunsmatige kuiltjies op een of albei wange skep. Dis 'n kuiltjie. Dan is hierdie seker 'n dimpel. Okay. Vroeger het mense staat gemaak op toestelle soos die dimpelmaker wat die vel knyp om kuiltjies na te boots. Soos wat jy nou daar op die skerm sal sien, kyk net daar maak sy vir haar 'n dimpel. Oh, golly. Knyp vir my daar 'n dimpeltjie vas vir die dag. Daar kom painful to be beautiful. Oh, natuurlik sê hulle ook, mense kies nou hierdie teen chirurgie teen so wat $1.500 of R30.000. Maar kyk net gou na hierdie video. Kyk net gou na hierdie video, dan kyk jy, wat gaan jy daarvan sê? Nee. Ek is my stopslok ry terwyl hulle besig is. En die mangels uithaal. Luister nou, dit laat my wonder, gaan jy dan nou eerder hierdie roete gaan of gaan jy maar by die bysteke? Yes, nie. Daar kan Let's jy just ander leave it, dubbeltjie kry daar of iets. I don't know. Also, it doesn't look like dimples. Yeah. It just looks like two holes in your face. So Ja, you might as well like get like a natuurlijk, hè. piercing or something. Dit is In both onnatuurlik, cheeks. man. This just doesn't. Ek dink op die operasietafel lyk dit nog meer onnatuurlik. Ek wil graag sien hoe lyk dit daarna, jy weet, of dit regtig werk. natuurlik lyk en of dit werk. Ja. En wat gebeur jare later val jou wange in Ja. of dit uit. I don't know. Dit But is you vir do my- that. No, I definitely wouldn't do Ek that. ook nie. But each to their own, right? But I don't think I would go and drastically change my face because my face is my face. Yes. Maar om gaatjies in jou gesig in te Hier is die groot vraag. Sal jy wel iets aan jou wil verander? Jy moet Maar sê dan- wat nie, maar sal jy iets Voordat ek dit doen, en dan eet ek eerder 2 suurlemoene 'n dag. Jy weet dan is dit maar op 'n natuurlike manier nie. Ek dink die mense veral oor see, jou Hollywood sterre Ja. en so aan. Hulle het nou al bewys deur die jare dat plastiese chirurgie het tog 'n impak op 'n mens. Ja. Ek dink 'n ou moet dit een keer doen of die mense wat dit gedoen het, doen dit een keer, but just leave it then. Ja. Don't Otherwise you're overdo it. gonna get botched, man. Ja, maar die ding is ook, ek dink dit word 'n verslawing en jy het nou Botched genoem, daar's daar 'n televisieprogram wat ook kyk na mense wat nou kom om die chirurgie te verbeter want iets het verkeerd gegaan, maar dan wil jy die hele tyd net verbeter en verbeter en verbeter. Waar trek mense die lyn? En soos ek gesê het, mense kan besluit wat hulle met hulle eie liggame wil doen, maar vir my persoonlik dink ek as jy eers begin, is dit moeilik om op te hou. Ja, dis soos 'n ou net aan 1300 bakkie van brakpan. Jy weet, as hy klaar is, is hy klaar. Jy kan hom net soveel kere wat saam op soos. Hy gaan nie wen as die 3 liter verbydraf nie. Ons hou maar by die gesig yoga. Ons hou maar by die gesig Ja, liggaam. dit is baie beter. Ja, ek dink dit is 'n beter idee as selfs die kuiltjie chirurgie en die bysteek. Wonder wat sal die kykers daarvan dink? Hulle moet vir ons laat weet, né? Daar is 'n QR-kode wat op die skerm verskyn elke nou en dan as dit nie nou dadelik is nie. Laat weet vir ons wil graag hoor wat dink jy daarvan. Ja, verseker. En onthou ook dat jy ons op sosiale media kan gaan volg. Dit nou op Facebook en op Instagram. En soos wat ons al gesê het, daar kan jy ook gaan kyk wat ons alles agter hier, wel agter die skerms aanvang en dit is snaakse dinge. Maar ek hoop jy kry solank vir jou nog 'n koppie koffie, want ons is binnekort weer terug en dan gesels ons verder. Kan nie wag nie. Lekker program. Goeiemôre. Good morning.
Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Ons sit nou ons oggendpraatjies voort en ek wil julle net herinner dat julle saam kan gesels. Skandeer net die QR-kode wat nou op jou skerm verskyn en stuur vir ons 'n boodskap deur middel van WhatsApp. Voor ons nou met die geselsies begin, die maandag is nie net blou nie, want ek weet daar's baie mense wat verjaarsdag vier en ons moet begin met iemand baie spesiaal in ons midde, nie waar nie, Tuis? Ja, jou ma, Pieter. Nee, sy's nie hier nie. Jou vrou, Tuis. Ja, dis Oudetta, en sy is ook 'n baie spesiale persoon vir ons. Sy is soos die moeder van Goeiemôre. Kyk, Man, nou kyk hoe net. mooi lyk jy. Pragtig daar. So, Yes. Oudetta, namens myself en die res van hierdie pragtige uitmuntende span en almal agter die skerms, ek gaan hierdie enetjie voor jou vat. Tuis, nee, jy moet eers sê vir jou vrou. Nee, ek dink ja, baie geluk met jou verjaarsdag, my liefie, op nasionale TV. Verskriklik lief vir jou, hoor. Daar's- En ek het offisieel vanoggend toe sê ek het meer verjaarsdag saam met jou nou gehad as jou ouers. Dis wonderlik en julle is so 'n lekker power couple. So hier sal ek nou inval met die professionele aanslag. Oudetta, baie geluk met jou verjaarsdag van ons almal hierso. En dankie vir die amazing opportunity en dat jy net hierdie planmaker is, hierdie staatmaker is, 'n oogie oor ons almal hou. Bietjie meer oor Tuis. Ons wil net vir jou sê happy birthday. Eystervrou. Ja, en natuurlik moet ons ook vir Pieter se mamma. Ja, Baie my ma geluk. verjaar vandag. Kan jy glo? Sy lyk Baie geluk. my. Kyk net daar van moeder. Op Mama Moedersdag het ons vir haar Moedersdag wat nie meer daai polfyntjie gegee en so my liewe ou moeder, baie geluk met ma se verjaarsdag, maar lyk nog stunning en ek kan sien my gene is besig om af te smeer. Hoorie, en daar's nog bekendes. Ek weet Enya verjaar, Ja. jy weet, onthou julle van wat was daai liedjie? Het nou so mooi gesing. Orinoco Sail away, Sail away, sail away. En dan onthou julle vir Henny Smit, Ja, van die kolie. Bertie van die Golie, ou Henny verjaar ook en daar het ek so jare wat terug saam met hom ook gou 'n kietjie geneem. Daar so Henny en Henny is vandag al almintig 82 jaar oud en hy lyk nog goed. Hy gaan goed aan en Henny kan die lekkerste kreefsop maak as jy ooit daar gaan kuier. Henna, baie geluk met jou birthday. Dankie wat jy vir die Afrikaanse bedryf gedoen het. Akteur van wel eer. Onthou julle al daai movies van destyds, jong man, toe hy nog 'n jong man was soos ons. Ja, Maar baie geluk. En ook as jy verjaar vandag, van ons almal hier by Goeiemôre, Good Morning, happy birthday. Right, nou kan ons gesels. Daar sê, ek dink hierdie sal van nou 'n instelling word. Elke dag net gou vir Lekker. almal gelukwens met hulle verjaarsdag. Maar kollegas, ek wil nou gou by julle weet, het een van julle al ooit oor iets onbenullig vererg en indien wel, wat het gebeur? Ek gaan by jou begin, want jy lyk nie vir my soos iemand wat jou kan vererg nie. Ek kan my baie gou vererg, maar ek dink soms ek moet bietjie terug staan en bietjie. Ons was hier naweek by Goldreef City gewees en daar was so een of twee goedjies wat gebeur het wat my vererg het, maar ek wil nooit iemand konfronteer nie, want al is ek in die reg, Ja. dit gaan altyd dalk nie so goed lyk op die radiostasie of op die program. Dit gaan Precies. it's going to be a bad reflection of the things that I'm associated with. So I just let it go because I'm not going to lose my job over someone who's actually in the wrong anyway. So ek staan maar terug. Ek dink ook 'n mens moet nie dadelik jou vererg nie. Ja. Ek meen daar's mos 'n manier. As jy nie happy is ietsie, vra maar net weer. As jy weer die negatiewe vibes kry of dit nie vir jou gedoen word nie, gaan jy weer vra, maar die derde keer, dan gaan ek ook maar sê. Dan strip ek hom soos hulle dit noem. Klaar Dis gepraat. net vinnig. Nee, ek dink ek is die rustigste persoon ooit, jy weet, so ja, ek het vir dit wat dit doen. Ja. Maar ek het ook 'n lotie, trust you me. Nee, ek sê net baie rustig, maar ek dink as jy top gaan, dan gaan hy nou maar, soos wat enige mens maar sal gaan, maar ek het ook nie daai anger issues wat dan ontplof nie. Jy verstaan, so ek is oor die algemeen so kan ek rustig hou. Hoekom vra jy? Het jy al, Elsa? Kom ons laat dit daar. Nee, ek speel sommer net. Ek het nie geduld nie, maar nee, ek moet sê ek is nogal redelik goed daarmee om my meer te beteel. Maar 'n passasier op 'n vlug vanaf Johannesburg na Kaapstad het sy meer verloor en dit gaan hom duur te staan kom nadat sy beweerde uitbarsting oor 'n bottel water en kleingeld veroorsaak het dat die vliegtuig verlede Woensdag 'n noodlanding in Bloemfontein moes maak. Nou die voorval het chaos veroorsaak, maar passasiers met sekuriteitsopleiding en die bemanning het die man met kabelbinders bedwing. Nou 'n video van hierdie voorval is opgeneem deur 'n mede-passasier en dit het vinnig op TikTok versprei. 'n Woordvoerder van die lugdiens het intussen gesê die passasier is op die sogenaamde no-fly lys geplaas en ek dink wat dit vir my interessant maak is dat hy verder ook die koste van die noodlanding sal moet betaal en deur strafregtelike gevolge in die gesig gestaar word. So ek het die video opgespoor,
maar ek gaan dit nie speel nie want die taal was effens cru. Reg so. So ek dink net dit is die duurste botteltjie water nog. Wat sê julle? Deze sê hy vir homself, plek sit maar by die klein geld wat ek nie gekry het, nie gehou het. Presies. Nou, jy maar by 'n klein geld. Ja, nee, wraggies. Ek dink ook net, okay, hulle het hom nou afgelaai in Bloemfontein, maar nou is jy op 'n no-fly list. So hoe kom jy by jou bestemming uit as jy nou daar in Bloemfontein vassit? Ons laat maar 'n taxi. Eindig in die Bloemfontein boksie. Ek wil Durban toe. Ek dink ek kan net nie verstaan dat mense hulle oor so iets vererg nie. Ja, dis Iets soos bietjie kleingeld. onregverdig. Ek weet nie wat dink julle nie, maar hy het seker nou maar 'n slegte dag gehad. Dit is nou wat ek dink. Dalk is daar iets anders that kind of aggravated it and he was having a bad day anyway, something else had made him upset. So then the water and the change just escalated into something that it definitely shouldn't have been. En wat vir my ook net vir my verstommend is al die ander passasiers wat nou deur hierdie hele ongerief die vertragings geplaas is as gevolg van iemand wat 'n tantrum wil gooi. Dit is kinderagtig. Ek dink dit begin alles by selfrespek en dan wederwysige respek. Dan ja. gaan jy nie nodig hê om nou so duur vlug vir jouself. Maar ek dink dit was goed gehanteer ook op 'n ander vandag. Ja. Ja. Baie goed. Baie, En ek baie dink die vlugpersoneel verdien baie meer respek as waarmee sommige mense hulle behandel. Maar onthou, julle kan ons op sosiale media gaan volg. Ons gesels net hierna verder wanneer ons op Down-sindroom fokus. So Bly op hierdie vlug, bly op hierdie goeiemôre, good morning vlug. Daar het jy dit. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. Do you want to make an impactful change? Empower and uplift your community to better the lives of the less fortunate. Share your ideas and build healthy friendships in a community of like-minded individuals. My favorite thing about Roundtable is making a difference in others' lives. Actually building something for a community. The friendships that you've made, it will last you a lifetime. Join Roundtable Southern Africa at roundtable.co.za and make your impact today. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants. Ongeveer 1 uit elke 500 kinders in Suid-Afrika word met Down-sindroom gebore. Vandag gesels ons met Loan Swanepoel, voorsitter van die selfadvokate van Down-sindroom South Africa, en sy ma Hanelie, 'n onderwysspesialis, oor hoe hulle werk die lewens van mense met Down-sindroom verbeter. Baie welkom by Goeiemôre, good morning. Baie dankie. Vir mense wat nie weet nie, wat is Down-sindroom South Africa? Dit is 'n sambreel organisasie of 'n oorkoepelende organisasie. Ons het in Suid-Afrika 12 verskillende takke en supportgroepe wat dan die mense wat die takke bemagtig om mense met Down-sindroom en natuurlik hulle gesinne ook te ondersteun met die nuutste inligting met rakende inklusiwiteit, onderwys,
die geregtelike aspekte, die regte van die persoon met Down-sindroom. Dis omtrent 'n mond vol. Nou Luan, jy is die voorsitter van die organisasie se selfadvokate. Wat tels julle werk? Wat ons werk behels is om mense bewus te maak van Down-sindroom en ook om vir hulle te wys wat mense met Down-sindroom kan doen. En dan ook ons die persoon wat in Amerika zit op die stadion leer ons van lewensvaardighede, rekenaarsvaardighede, sociale vaardighede en dan ook bij die stapadvocaat van Pretoria leer ons ook van om te kook, om te bak en ook om levensvaardighede, sociale vaardighede te herhaal. Ja, en dan ook toen ik werk ook voor die Down-sindroom vereniging van Pretoria. En als ik het doe met volwassenen met Down-sindroom, dus die studenten wat ik krijg. En dan leer ik ook van een bak en levensvaardigheden en sociale vlakken. En ook om mensen ook meer te betrekken, om meer studenten te krijgen, om hulle ook in die werkgeleenthede in te krijgen. Sure. Dit is ongelooflik. Dit is amper jy het nou die vaardighede geleer en jy is besig om te pay it forward en dit is ongelooflik. Wat is van die wanpersepsies wat mense het oor mense met Down-sindroom? Daar's nogal baie. Hulle dink nogal hulle lyk almal eeners, hulle is almal eeners, hulle is almal vreeslike gelukkige kinders. En ek kan julle verseker dat elke kind of elke mens met Down-sindroom het sy eie persoonlikheid, sy eie unieke talente. Ek dink hulle is tot baie meer in staat as wat die breëre publiek verstaan en dit is waarom ons moet die mense bewus maak. Jy weet, so daar's baie bewusmakings aktiwiteite wat ons gedurig doen waarvan vandag nou een is. Jy weet, so daar is hierdie kinders en hulle dink hulle verstaan nie, hulle dink hulle kan nie kommunikeer nie, hulle het diep emosies wat hulle ervaar elke dag. Ja. So ja. Annette, sê vir my, wat is jou raad aan 'n nuwe ouer wie se kind met Down-sindroom gebore is? Weet jy, maak kontak. Ek weet dit is moeilik. Ek kan onthou uit my dae uit, dit was moeilik om daai eerste stappie te neem. Maak kontak met die Down-sindroom vereniging. Dit raak ons is nie bevoordeelde posisie dat ons seker die grootste groep intellektueel gestremde groep is in die wêreld. Ja. So ons daarom kan ons by mekaar leer. So en begin vroeg voorskool. Begin al eintlik vir voorgeboorte sou mense al kon sê. Maar en maak kontak, woon al die aktiwiteite by want dit is waar jou ondersteuningssisteem op die ou einde van geboorte totdat die kind 'n volwassene is en selfs verder. Jy weet, want hulle het hierdie vriendskappe ook nodig. Dit so ja. Hierdie is eintlik 'n baie tegniese vraag, maar wat is die verskille tussen trisomie 21, translokasie en mosaic Down-sindroom? Weet jy, dit biologies natuurlik is dit nou anders want die 95% van die kinders met Down-sindroom is trisomie 21. So die grootste groep is trisomie 21. Die trisomie het 3 kromosome. Kyk, elke mens het ons maar 23 pare kromosome. En aan die 21ste paar is daar dan in plaas van 2 is daar 'n ekstra een. So dis trisomie 21. Dan translokasie sal daar 'n stukkie van 'n ander kromosoom heg aan kromosoom 21. En dan die mosaïek kan wees met tipiese selle. Jy weet soos ons hou nie van die woord normale selle nie, weet die 46 en hulle kan dan ander selle hê wat dan ook die ekstra kromosoom het. Maar die uitkoms hang absoluut af van die vroeë intervensie. Van die ouers se betrokkenheid, van die ouers wat inligting, want dit is deesdae so maklik om weet op die internet, maar ons kan ook die verkeerde inligting kry. So dit is baie belangrik dat ons die nagevorsde inligting wat die Down-sindroom Suid-Afrika vir ons dan nou bied, want hulle behoort ook aan internasionaal Suid-Afrika. Jy weet, internasionaal Down-sindroom vereniging, jy weet, so dis belangrik. Ja. Ek is so bly jy verduidelik dit so mooi vir ons want ek wil ook vir jou vra, maak die tipe
Down syndroom wat gediagnoseer word 'n verskil aan die uiteindelike ontwikkeling of potensiaal van 'n kind? Nee, regtig nie, want dit is net soos enige gewone profiel van enige, as mens nou aan 'n groep kinders dink of aan 'n groep mense dink. Jy gaan hoog funksionerende mense, jy gaan jou gemiddelde ou hê en jy gaan jou ou wat so ons het ook daardie verskeidenheid en dit hang alles af van jou vroeë intervensie. So as mamma en pappa boeke het en ons lees by die huis en ons word basies gestimuleer van geboorte af, dan gaan jy 'n beter uitkoms hê. Jy weet, so jy kan met al die verstand in die wêreld gebore of jy weet al die moontlikhede gebore word, maar as dit nie ontwikkel is nie en dit nie verder jy weet geneem word nie, dan gaan jy ook nie daardie resultate sien. Luan, wat wil jy hê moet mense weet van mense met Down syndroom? Wel, eerstens wil ek julle moet die kind aanvaar. En dan ook om die kind groot te maak as een van sy familielid. En ook om vir hulle die hoe kan ek dit sê, die goeie maatreëls kan leer van lewensvaardighede en ook om deel te raak van die gemeenskap. So onafhanklik moontlik. Ja. Baie dankie, Hanelie en Luan. Nou, bly net waar jy is. Arnold en Kie gesels net hierna oor die afgelope naweek se sportgebeure. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Ek hoop jy geniet nog hierdie kuiertjie saam met ons. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my valleys, ek wil dans op 'n Saterdag aand. Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. AC/DC Express. Everything electrical. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir eendag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid. Nou ja, die horlosie het sopas aangeskuif en dan net so verby 6:30 op hierdie pragtige maandagooggend. Goeiemôre, good morning. Ek wil al ons rusbank skeieregters uitnooi om saam met ons te kom gesels. Vriend Anie is hier om die naweek se sport te bespreek. Baie sport wat gebeur het, Anie? Rusbank skeieregters. Dis 'n probleem as jy 'n rooi kaart op 'n rusbank kry. Dan is dit moeilik. Goeiemôre my vriend. Ons gee net groen kaart op hierdie blou maand. Wel vanoggend so 1:30 ons tyd hier in Suid-Afrika in Sondagmiddag in Amerika het die wêreldnommer 1 Scottie Scheffler sy derde major gewen en uit Spanje se Jon Rahm oor die tweede nege getroof om die 107de PGA kampioenskap met 5 houe te wen. En dis interessant.
Die enigste ander speler wat dit kon doen in moderne golf is Severiano Ballesteros, wat sy eerste 3 met meer as 3 houe gewen het. Dit is bloot net fantasties. So Scheffler is die 2022 en 2024 meesterskampioen. Hy het die 10de agtereenvolgende Amerikaner geword om hierdie PGA kampioenskap te wen. Ek weet nie wat dit is met die PGA deesdae nie, maar dis nou 10 jaar in 'n ry, 'n hele dekade sonder dat enige ander nasionaliteit hom gewen het. Gelyk aan syfer 71 op Quail Hollow geskiet en hy was 11 onder op 273. Hy het Harris English, Davis Riley en Bryson DeChambeau ook al 3 Amerikaners geklop met 5 houe. Hierdie is my mooi. Ek het geweet, het hy gesê dit gaan 'n uitdagende dag wees om 'n groot kampioenskap af te rond is altyd moeilik, maar ek het die goeie werk gedoen om geduldig te bly op die eerste 9 en ek het my beste goed nie gehad nie, maar ek het myself daar ingehou en ek het op die agterste 9 opgedraf. Mooi, né? Yes, op die agterste 9 opgedraf. Ja, op die tweede 9. Like a true champion. Christian Besaidnout was die beste van die Suid-Afrikaners wat maar effens beroerd gespeel het oor die algemeen, soos jy gesê het, jy het van Garrick Higo gehou, hy het ongelukkig opgeblaas met 'n 80, maar Christian was die beste van die Suid-Afrikaners, hy was 50ste op 4 oor syfer. Maar terselfdertyd moet ek sê, om net die laaste 2 rondes voor te kon speel by Quail Hollow, moes jy uithaal en wys. Dit was iets spesiaals. Ons 'n paar manne wat op golf daar in Suid-Afrika 'n skerp potlood het, dan is hulle op 'n goeie dag of 'n slegte dag 'n 80. Ja. In my dae het hulle gesê, you play the leather mashie. Jy skop hom so met die skoen tot hy op die regte plek is, dan slaat jy. I played like I wanted I said, play it as it lies. The way I wanted to lie. Nee, ja, you want to lie, To lie. Die laaste keer dat ek gespeel het ek so sleg gespeel, die vla het halfmas gehang op die golfbaan. Al die vla, al 18 van hulle was so halfmas. Dit was regtig goed nie. Formule 1 gistermiddag, en wat 'n ongelooflike, die kampioenskap is weer besig om te draai. Red Bull se Max Verstappen het toe gister die dominante Emilio Romagna Grand Prix by Imola gewen en die McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri heeltemal uitgestof. En hier is die interessante ding. Piastri is nou 146 punte, Norris is 13 agter, hy is op 133 en Max is 22 agter. So die ding het nou weer so gekonsertina. En selfs al was daar 'n veiligheidsmotor op 'n stadium en weer eens die veld het daar ook gekonsertina, Verstappen het die regte ding gedoen, maar die wegspring waar Piastri wat heel voor was en wat eers op die rooster weggespring het, Verstappen het net bloot verby hom gebuister en gespook in die eerste ronde. En dit was dit, hulle het regtig gesukkel om weg te kom. 7-malige wêreldkampioen Lewis Hamilton het 'n opwindende vertoning vir die Italiaanse aanhangers gehad in sy Ferrari wat hy met 12de weggespring het, was hy uiteindelik 4de in sy spanmaat Charles Leclerc, wat ook die Tifosi bietjie moed gegee het, en die tweede Ferrari was 6de. So daar was daarom iets vir die Tifosi om voor te skree. Ek moet sê, die stukkie wat ek gesien het van Verstappen iewers op die podium of daarna, skielik net weer daai selfvertroue wat jy uitgestraal het. Dit was kind of, ek het ook op die agterste 9 kilos ingedraf gekom. Dis interessant hoe, ek dink, jy kan begin dink vir jouself as jy Verstappen is en jy sit jouself in daai posisie. McLaren se motor is heel duidelik beter as hulle sin op die oomblik. En hier het hy met uitstekende bestuursvernuf beter motors uitoorlê. En dan, dis duidelik, dis waar selfvertroue vandaan kom. Jy sal weet met die sang. Jy kan 1 of 2 slegte sê en dan dink jy, wat gaan nou aan, en dan ewe skielik, dan is dit anders. Gel alles weer net. Ja, snaaks hoe dit uitwerk, né? Selfvertroue is alles waar dit gaan. So gepraat van selfvertroue. Jou spannetjie het daarom deurgekom in die URC vir 'n verandering. Weet jy, ek was 'n bietjie die naweek weg gewees, ek het hom op my selfoon gekyk en so op daai laaste snik het ek gewonder of ek hierdie selfoon nou moet weggooi en of ek nou maar hierdie game gaan deurdruk. So bly het hom gehou. Ja, so bly het hom deurgedruk. So, kom ons praat gou-gou oor die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die 4 kampioenstryde wat voor ons lê is Dublin, Pretoria, Durban en Glasgow. Die uitklopfases met die verdedigende kampioen Glasgow van jaar se 4de gekeerde kwalifikasiewedstryd wat op 30 Mei gebeur. Dis die 50 gekeerde Stormers wat dan op Scotstown verwelkom sal word. Na die Vrydag aand is daar nog 3 VRK hooftusse wat dan Saterdag volg en ek kan skaars daar verwag, maar onthou nou, dis oor 2 weke se tyd. Dis nie hierdie Saterdag nie. Dit begin in Suid-Afrika met die tweede gekeerde Bulle wat die span van wat 7de was, Edinburgh op Loftus groet. As hulle nou reg sal wil groet. Dan oor na Ierland waar die topgekeerde is Leinster, die 8ste gekeerde Scarlets pak en dan die kwart eindronde eindig terug in Suid-Afrika in Durban met die 3de gekeerde Haie wat dan teen die 60 gekeerde Munster kragte meet. So dit maar vir die Stormers dan, hè? Ja, en kyk, die probleem is ongelukkig, dit is nie maklik om te reis nie. Terselfdertyd het jy gelukkig nie die Afrikaanse so mooi vlugflouheid. Jy het nie jetlag. Nee, dan is hy dit pakkie uit. Maar om Scotstown te gaan en daar te gaan wen is nie maklik nie. Maar as iemand kan, dan behoort hulle te wees.
een van hulle groot probleme is ongelukkig Damian Willemse wat daai rooi kaart net so te loops, net so vinnig. Maar is daar regtig waar 'n rooi kaart? Nie een van daai was rooi kaarte wat my aanbetref. Kan dit betwis word? Jy kan, maar ongelukkig het jy toe nou al jou tyd van die veld af spandeer. Kyk, ek dink hulle gaan hard beklei. Hulle gaan die prokureur sal moet hard beklei en die regsmanne sal moet hard beklei vir hierheen, want wat nou gebeur is gewoonlik is daar 'n sitering en dan is daar 'n ekstra 3 of 4 weke wat daar bykom. Ja. Maar in albei gevalle, selfs in die geval van die span wat daar was, dink ek nie dit was 'n rooi kaart. Jy moet op 'n stadium vir jouself sê, goed, geel kaart, vat 'n 10 minute breek. Maar dis 'n rugby insident. En soms gebeur hierdie dinge. Niemand wil met sy kop teen iemand anders se kop. Maar die skeieregter het gesê, okay, ons het mitigating circumstances. Nou mitigating circumstances, maar hy het ook gesê ja man, ons moet die konsekwentheid hou want ons het vroeër 'n rooi kaart gegee, maar die twee insidente was eers naaste my dieselfde meriete nie. So nou gee ek 'n rooi kaart omdat ek vir die vorige ou ook 'n rooi kaart gegee het en nou bly daai persoon uit die wedstryd uit, jy weet, en hy word geskort vir 'n paar weke daarna. En hy's op die vorm van sy lewe. Presies. En Willemse het toe hy sien die bal is weg, het hy sy kop weggedraai en so ingegaan en alreeds die vasvat laat gaan. Ja. So dit is jy's heeltemal korrek en dis 'n wonderlike punt om op te bring dat dit was nie konsekwent nie. En hulle praat hier van konsekwentheid. So dit is inderwaarheid nie konsekwent nie. En hoekom sal ons konsekwentheid skep uit kaarte uitdeel? Ja. So dan ek het jou rooi kaart gegee baie vroeër in die wedstryd. Nou moet ek nou nog een gee want dit is 'n konsekwent wees in die meriete. Besig om koppe te stampie so manne, ek gaan nou 'n rooi kaart uitdeel. En dis hoe ons begin het. Ons sluit met rooi kaarte af. Maar dankie Annie, ons sien uit na 'n opwindende week. Dankie vir hierdie opsomming van die naweeksinne. En ek het sopas die eindvlakkie nou gehoor en ek gaan hom blaas as jy hom nie gehoor het nie, want net hierna is dit ek en Tuis en jy wat die Bull and Bear report gaan vasvat of daai verslaggie. Ek wil weet, hoe's jou Monday of is dit money? Bly ingeskakel. Goeiemôre. Good morning.
Jy kyk na Goeiemôre Good Morning en ek geniet altyd hierdie deel van die program. Want Thys maak sy voorspellings vir die markte en dan loop hy gewoonlik teen donderdag hier by die ateljee in soos 'n kat wat room gekry het as sy voorspellings reg was. Dis tyd vir Thys se Bull and Bear finansiële verslag. Ag, is lekker om hier te wees. Ek het van daai ene mag gebruik. Jy weet nog vir die roompies. Hoorie so, julle al julle begrotings in orde gekry. Want hierdie week is 'n groot week vir Suid-Afrika en ons absoluut ons begroting, maar Pieter, is jou begroting al reg? Ek moet sê, ek het so 'n week of 2 terug het ek nogal gesit en bietjie budget vasgevat. Ja. Of hy ooit 100% sal reg wees, het ek geen idee nie, maar kom ons hou duim vas. Fingers crossed. Julle girls, begroting in plek? Hulle klop tans Thys. Briljant. Nee, ek is 'n kop in die sand tipe. Hier is ek met my begroting. So dis hoekom ek so bly as ek kan met jou. Ons kyk of ons 'n bietjie kan help later in die program. Alraai. Ja. So kom ons begin bietjie by die JSE hierdie week. Die JSE het hierdie week rekordhoogtes behaal vir die laaste 52 weke, so met ander woorde vir die laaste jaar tot op datum. Sien ons die JSE presteer ter 'n allermintige het hy daai amper hy's op hierdie stadium so 92000 basispunte, maar as ons kyk waar hy getrek het deur die loop van die week was ons amper by 53000 gewees. So dit gee vir ons 'n totale opbrengs van hierdie jaar van die laaste jaar van ongeveer amper 20%. As ons byvoorbeeld net die indeks gevolg het. So met ander woorde, die JSE lyk vir my baie goed en ek dink as ons ook gaan kyk wat met die begrotingsrede hierdie week ook gaan gebeur, dink ek is komplementerend vir wat nog op pad kan wees. Cyril Ramaphosa wat natuurlik met Donald Trump bietjie gaan sit in hierdie week, dink ek kan hy positief wees. So ek het 'n goeie gevoel oor die JSE op hierdie huidige stadium. En natuurlik laasweek het ons 'n bietjie tech aandele gesels en toe het ons juis verwys na Vodacom en MTN en ons het juis gesê ja, daar's dalk 'n klein spasie vir 'n nuwe telekoms wat sal bly, as jy dit so kan noem. En ek dink die ouens luister na my op hierdie show. Jy weet van boom, dan das dit. So Blue Label het natuurlik telekoms het aangekondig hulle gaan 'n Cell C na 'n notering toe neem. As hulle is op hierdie stadium is hulle besig om daarna te kyk. Is nog nie 'n done deal nie, maar as ten minste jy weet as daar 'n rookie is, natuurlik is daar 'n vuurtjie. Ek's baie positief ook oor dit. So as ons gaan kyk, jy's Blue Label se aandeel het omtrent gegroei tot jaar tot datum met ongeveer of die laaste jaar. So wat 17%. Okay. Maar kyk nou na hierdie aandeel die laaste 5 jaar, ongeveer 350%. 'n Suid-Afrikaanse tech-maatskappy. Ek is positief oor Blue Label Telecoms en wat hulle wil doen met Cell C, want onthou, as Cell C groot spronge gaan vat, dan is alweer druk op Vodacom en MTN. So hier kom die specials baby. Jy weet so in hierdie allerlei goedjies wat op pad is, hè? Bye. Ja, bye. So hou 'n bietjie vas. Hier kom 'n ding. So kom ons gaan 'n bietjie internasionale markte toe. So as 'n bietjie gaan kyk, kom ons gaan klop eers daaraan in Duitsland by die DAX. So met ander woorde, ek wonder wie noem hierdie goeters wat hulle noem, hè? DAX. Okay, get your ducks in a row because it's going to get great. Okay. So ja, en 'n DAX in Duits is 'n badger. So, imagine het die badger index genoem. Maar kom ons los dit daarso. Die Duitse kom ons sê DAX lyk vir my op hierdie stadium baie uitloklik as 'n mens gaan kyk wat aan Duitsland aangaan en omliggend Europa self. So as 'n mens bietjie na hulle ook gaan kyk jaar tot datum, allermintige groei van ongeveer 71%. Ja, hulle het dieselfde dip gevat wat almal gevat het en het homself mooi weer herstel, maar as 'n mens gaan kyk, jy weet jy Duitse DAX is definitief die sentiment is daarso, maar as 'n ou ook gaan kyk sy PE ratios is ek dink 32 plus minus en enigiets weer eens tussen 20 tot 25 PE ratio is 'n goeie prys. Enigiets bo dit word bietjie gedryf deur sentiment. So daar's 'n klein bietjie sentiment daarso, so as jy basies dalk die DAX bietjie verloor het of nog nie op hom geklim het nie, wees maar eers versigtig. So volgende gaan ons bietjie Amerika toe. As hy mooi gaan ons hoef eers om Bloemfontein te stop nie. Ons het dit gedoen. So Dow Jones, as ons gaan kyk wat daar aangaan in Amerika, weer eens die refleksie van die Amerikaanse markte. En die sentiment wat weer eens daar ook aangaan, is eenvoudig dat hy's baie vigilant in 'n Engelse woord. So as ons gaan kyk wat in Amerika aangaan, is nie noodwendig wat op hulle indekse aangaan nie, en dit is juist my 'n bietjie die voorbeelde gebruik vandag 'n bietjie met dit rondspeel. So ja, Europa is op 'n goeie pad, maar dit rekenaar gaan ons bietjie kyk na die FTSE wat natuurlik jy weet die Europese markte is in Londen, so ons gaan bietjie weer terugvlieg. Lekker. Sê. En dan het ons weer getouchdown. So as ons kyk hoe lyk die FTSE op hierdie stadium, baie eenvoudig is as ons kyk 'n baie stabiele
tipe van 'n indeks. Ook die laaste jaar ongeveer 27% se opbrengste gewys en natuurlik jy weet as ou gaan kyk jy weet hoe hulle gedoen het oor die laaste 52 weke ook is dit van 4000 omtrent so 4800 basispunte. Ons sien baie mooi wat so 'n groei wat hierso verwikkel. So Europa oor die algemeen dink ek is my baie gesond en net soos wat Amerika wys in die Dow Jones, net soos wat Suid-Afrika wys op die JSE. Maar dan as ons 'n bietjie gaan kyk na die Shanghai. Okay, so Shanghai, alright, so nou gaan ons oor na Asië toe. Asië lyk vir my goed, maar as ons weer eens kyk, Asië is in die rooi. So die laaste jaar sien ons alles is in die groen aan die kant van die wêreld, maar as ons gaan kyk dan na China, hulle se kant, jy weet is hulle nog steeds in 'n minus van omtrent 13,3%. Maar is dit dan 'n rede om byvoorbeeld nie in te koop, byvoorbeeld soos in die wat so in hierdie tipe van indeks deur ETF nie? Absoluut nou is die tyd om daar te gaan koop. Want jy kry 'n aandeel teen 'n baie goeie prys en hulle PE ratios is in die omgewing van so tussen 13 tot 14. So met ander woorde is 'n baie ondergepryste tipe van indeks en as jy gaan kyk, jy weet as Amerika en hulle nou hulle goedjies kan uitsorteer deur die lopende paar weke, dan kan jy weer eens kyk, hulle gaan ook moet terugkom waar die res van die wêreld reeds is. Okay, so daar's ons julle tip. So mense moet daarna gaan kyk. So as jy weer 'n indeks wil gaan kyk wat absoluut kan uitpresteer, is dit definitief daai indeks wat 'n ou moet gaan oorweeg. Okay. As ons byvoorbeeld gaan kyk die Amerikaanse markte ook, as ons weer 'n bietjie teruggaan, die grootste probleem wat hulle het is die USA ceiling, wat 'n debt ceiling. Okay, so met ander woorde daar's 'n klomp skuld, hulle is eintlik op rekordhoogtes en as jy gaan kyk daai allermintige 106% wat geprojekteer word teen 2029, hy gaan bo oor die lyn wat hulle laaste was in 1946. So hier's veel geskiedenisles as jy dit nie geweet het nie, dit was tydens die Tweede Wêreldoorlog. Okay. So jou land is in 'n skuldscenario laaste gewees in die Tweede Wêreldoorlog. So met ander woorde as 'n mens gaan kyk wat het Donald Trump op sy stok en waarmee hy moet werk, is nie noodwendig alles sy skuld gewees nie, maar is administrasie na administrasie na administrasie wat basies moet voorhou en as gevolg van dit het hulle ook 'n afgradering gekry. Ja mense, Amerika kan ook 'n afgradering kry. Hulle is van 'n AAA status na net 'n AA+. By the way, dit is nog steeds baie beter as wat dit hierso by ons gaan, maar dit is nie te sê ons gaan nie hierso belê nie, want Suid-Afrikaanse markte op hierdie stadium is rooskleurig en weer eens moenie vergeet van daai Chinese insight tip wat ek vir julle gegee het nie, noem my maar die insight man. Maar weer eens, ek gee nie advies nie. As jy wil advies hê, dan maak jy met my 'n afspraak. Hierdie is my opinie. Alright. So, kom ons gaan 'n bietjie oor aan na julle opinie. Dankie vir daai opinie. Dit is wat dit is. Inside man, ek is net baie beïndruk, nee, mateloos beïndruk met die uitsprake en die aksente. Maar Thys, ons is nog nie klaar met jou nie. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het staatsbesteding na wat berig word met 60 miljard rand in sy derde begroting besnoei. Nou dit om 'n tekort van 75 miljard rand aan te vul, 'n direkte gevolg van die skrapping van BTW-verhogings en 'n skerp daling in Suid-Afrika se BBP. Nou volgens bronne binne die regering van nasionale eenheid was hierdie drastiese stap nodig om steun vir begroting 3.0 te kry en dit het gewerk. Wat beteken dit met ander woorde vir Suid-Afrikaners? Want ek wil vir 'n oomblik stil staan deur te sê die besnoeiings raak kernsektore soos gesondheid, infrastruktuur en vervoer, so dis kan ontwikkeling van klinieke, paaie en treine vertraag word. Soos wat hulle sê in Engels, something's got to give. Ja. En ongelukkig, jy weet, dis maar daai tipe van bestedings. Maar dit is goed en wel dat ons nou 60 biljoen nou afgehaal het, jy weet van omtrent ongeveer 'n 70 plus biljoen wat ons kort gehad het. So jy kan nog steeds ander plekke nog steeds moet gaan snoei, soos byvoorbeeld mediese krediet op mediese aftrekkings, jy weet vir die gewone persoon hier en daar kan daar nog steeds 'n verhoging sien in sekere inkomste, sê dit maar brackets, onthou net weer eens jammer vir as daarom goeiemôre, good morning. Jy weet so op baie keer is dit makliker om my Engelse woorde te gebruik, jy weet as ek kom by finansies. Maar as 'n mens nou weer eens gaan kyk, Pieter, as jy aan iets moet gaan sny. Okay, nommer 1 die belangrikste is inkomste generasie, skuld afbetaal ensovoorts. Maar as jy byvoorbeeld dan nou met lood gaan sit en sê okay, maar ons moet nog steeds herstelwerk maak in die huis en die kar kort nuwe bande. Jy weet so met ander woorde, wat moet ons nou sny? Okay, so met ander woorde ons gaan daai op hold sit, maar as ek dit op hold gaan sit, dan stelselmatig gaan dit nog verder agteruit gaan. Ja. So later gaan jy wel die rekening moet betaal. So dit is die risiko wat ou nou hier gaan loop. So Pieter, jy gaan ry met julle tyres en dit gaan later aan 'n gevaar veroorsaak, jy weet vir jou veiligheid, want jy kan 'n ongeluk maak. Dieselfde met ons paaie se standaarde. Okay. Op die ander vandag as ons gaan kyk na ons instandhouding van ons huis, Pieter, jy kan nou nie daai instandhouding opknap nie. Dieselfde. So met ander woorde, as ek gaan kyk nou na klinieke,
Dis seker die belangrikste. Kyk na skole, al hierdie ander faktore wat wel 'n rol speel. So ek dink ja, ek's positief dat ons 'n klomp goeders gaan afsny, maar ons kan nie noodwendig daai goed sny nie. Ja. Ons moet salarisse gaan sny en 'n klompie ander dinge gaan sny en probeer by daai goeders juis uithou. En 'n baie maklike tip is, sny 'n bietjie op inkomstebelasting, want inkomstebelasting besnyding beteken ek gaan spandeer meer en as ek meer spandeer, dan gaan ek mos nou contribute na die ekonomie toe. Yeah. You know what, I actually wouldn't have minded the 0.5% increase in that if it meant that the services that we should get, like the clinics and the roads, and just generally living in a better quality of life in South Africa, I wouldn't have minded that VAT increase. I know not everybody could afford it. I don't think I could have afforded it. But if it was going somewhere where it was going to be spent adequately and it was going to be spent well, I think it would have been a better situation. Centralized bonds, dis wat Suid-Afrika nodig het. So dan ons het nie government bonds nodig nie. Ons het 'n centralized bond nodig om te sê ja, hierdie is 'n health bond. Hierdie is 'n wat saam 'n highway bond. Okay, hierdie is local government bond. Okay, so dan jy betaal in daai spesifieke wat saam pilaar in en jy ontvang jou opbrengs uit daai spesifieke pilaar uit. So met ander woorde, weer eens, as ek byvoorbeeld nou 'n oorseese fondsbestuurder is en hierso is 'n medical bond wat ek hier kan kry vir infrastruktuur in Afrika. Daai is die tipe van goederes waar internasionale fondsbestuurders wil bestee. Hy's 'n mond vol soos altyd en ek kan nie wag nie. Ek stem saam met jou Elsa, teen die einde van die week gaan ons kyk hoe het hierdie man se vooruitsigte daarna uitgesien. Nietemin, onthou julle kan die goeiemôre, good morning span ook hier kom vergesel. As jy wil saam adverteer, stuur net vir ons die e-pos na sales@creatorsway.co.za. Ons het nou gesorg vir finansiële welstand, hierna kyk ons 'n bietjie na ons emosionele welstand. Moenie weggaan nie. Ons kyk net hierna na die voordele van neurowetenskap. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. There's always been something about them. Those insured by AVBOB. It's because we know that AVBOB will be there for us one day. How about every day? Like the vouchers, coupons, and discounts I get to use for my daily living. And what would financial wellness be without an investment plan? Yep, that too. And I'll invest my money with AVBOB. With AVBOB, there's more than enough mutual value for everyone.
AVBOB, we're here for you. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than DotSure. And when you buy pet insurance online from DotSure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotshore.co.za. Welkom terug. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Neurowetenskap kan ingespan word om emosionele welstand en persoonlike groei te bevorder. Ons gesels nou met Dr. Edgar Phillips, die uitvinder van the Neurocoach Method, en Stefan Creer, eienaar van Impulse Neuro Life Coach Center, oor hoe hulle mense help om hulle volle potensiaal te ontsluit. Goeiemôre, Good Morning, baie welkom julle twee. Goeiemôre. Dankie. Hoe het die Neuro Life Coach Center ontstaan? Impulse Neuro Life Coach Center het begin met werk wat ons doen vir 2 kinderhuise in Pretoria, onder andere Louis Botha en Jacaranda kinderhuis, waar ons met die kinders werk met boeliegedrag en skoolprestasies, positiewe en negatiewe funksionerings. Maar ons het ietsie gekort, toe kom ek op die Neurocoach Method af van Dr. Edgar, en van vandag af werk het net excellent in die bedryf. En wat is daar ietsie wat jy gekort het, wat hy nou aanval? Net om so klein bietjie daardie in die brein te kan ingaan, om daai reset te kan hê basies. Werk julle slegs met kinders by Impulse? Nee, ons werk met oud en met jonk. Ons help oud en jonk om hulle doelwitte en hulle drome te bereik in die lewe. So dokter, wat se metodes gebruik julle vir daai doelwitte? Hoe kom jy daar in die brein in? So ek het 'n gedragsverandering tegniek ontwikkel oor die laaste 10 jaar. Eintlik gefrustreerd geraak. Werk al 25 jaar met mense, eers berading, toe life coaching en toe nou neurocoaching ontwikkel. En die ou tradisionele beradingsmetodes se resultate was net nie vir my goed genoeg nie. So ek het letterlik 10 jaar terug begin soek na antwoorde en internasionaal gereis en opleiding bygewoon en seminare en toe nou my eie studies verder gevat om hierdie tegniek te ontwikkel. En wat baie mense nie weet nie, hulle dink neuro beteken brein, maar neuro beteken eintlik jou senuweestelsel. En tussen 90-95% van wat ons doen elke dag kom eintlik van ons senuweestelsel af. Jy weet, vanoggend as jy opgestaan het en jy gedink wat gaan ek aantrek en toe neem jou liggaam oor en doen die res. Jy stap kas toe, jy trek aan en dan kan jy begin dink wat gaan ek eet in die oggend. Jy weet toe ek hiernatoe gery het, dink ek wat ons hier gaan doen, maar my lyf weet hoe om die kar te bestuur. Ja. So as jy regtig gedrag wil verander, moet jy op 'n senuweestelsel of op 'n senuweevlak moet jy werk. Positiewe denke kan jou net so lank hou, maar die oomblik as jy angstig raak of gespanne raak of daar's stresvolle situasies, dan keer jy altyd terug na ou gedragspatrone. As jy regtig gedrag wil verander, moet jy na jou senuweestelsel kyk. En dit is ook amper daai ding, jy het nou geval, jy was stout gewees of maar oormôre is jy weer stout nadat jy nou 'n bietjie berisp is, kind of in layman's terms. Dis reg. En ek bedoel, hoeveel mense moenie hoeveel keer sê ek is jammer, ek sal nie weer nie. Net om weer in dieselfde patroon te verval. En daai patroon is letterlik iets wat in my senuweestelsel vassit, om so te stel. So, jy kan nou nie te veel weggee nie, maar hoe verander mens gedragspatrone en die toestand wat mense senuwees in vind? Ek dink met klein stappies en herhaling. Ja. Dit is basies neuroplastisiteit. Die oomblik wanneer jy 'n baba sien wat moet begin loop, hy val en staan op met herhaling, op die einde van die dag dan word dit deel van jou liggaamsgeheue. Ja, van daai mondering. Is dit 'n kwessie van dat jy net met kinders werk by Impulse of is dit vir almal? Dis vir almal, soos ek gesê het, oud, jonk, elke ouderdom. Jy sien ek luister so lekker, ek herhaal sommer weer 'n vraag en ek doen dit ding. Ja, so die dinge. Ja, nee, gooi hom. Dit deur herhaling. Dit herhaling. Ek het klaar begin sien waartoe dit gaan. Jy het nou gepraat oor neuroplastisiteit. Wat is dit? Neuroplastisiteit is die herstel wat die brein homself kan doen. In kort, dit is wat basies wat ek nou verduidelik het. Dit is 'n baba wat val, hy leer opstaan. En wanneer jy die herhalende gedeelte toepas met klein stappies, dan word dit 'n gedeelte weer of vorm dit weer deel van jou
senuweestelsel, amper sê ek nou net, ja, maar ons mag Engels praat seker, nerve system, en dit is so die nuwe volhoubare gedeeltes in jou liggaam kan plaasvind. Was dit 'n interessante reis vir jou gewees, jou navorsing? Ja, nee, baie. Hoe interessant. Ek meen, wat het jy wyser geword daai? So as jy kyk na die verskil tussen life coaching en berading. So life coaching is toekomsgerig. Dus jy wil iets bereik, jy het 'n doelwit, jy werk hard en dan op 'n stadium verstaan jy nie hoekom kan jy nie daarby uitkom nie. Ek sit al die ure in en ek kan nie daarby uitkom nie. So daar's iets onderliggend wat maak dat jy nie daarby kan uitkom nie en jy weet self nie hoekom nie. Dis eintlik hoekom mense life coaches gaan sien. Berading aan die ander kant werk jy met dinge wat in die verlede gebeur het. En so daar was 'n slegte insident gewees. En na die slegte insident dink jy en voel jy en tree nie meer op soos voor die slegte insident. Jy was in 'n motorongeluk gewees. En nou elke keer as jy in die kar klim, sweet jou hande en jou hart klop vinniger, jy weet, en jou keel trek toe. En so wat ons gesien het is dat wat ek gesien het met my studies is dat wanneer ek met die senuweestelsel werk, kan ek met die impak werk van 'n negatiewe insident en wanneer dit verwerk is, dan voel die persoon weer soos wat hy gevoel het voordat die insident daar was. Hy voel weer hy kan helder dink, hy voel hy kan weer optree, emosioneel voel hy weer in beheer van homself. Wanneer ons kyk na coaching, dan is dit ons waardesisteem met die manier hoe ek dink oor die lewe, oor geld, oor sukses, oor verhoudings. Daai maniere is ook deel van my. Ek tree op in my huwelik en my verhoudings spontaan sonder om eintlik daaroor te dink. En dan wil ek graag beter optree en dan kry ek dit vir 'n rukkie reg totdat die spanning daar is en dan val ek weer terug. En so dit is ook aan my senuweestelsel. So wat ek gesien in my studies, as ons daarmee kan werk, as ons kan weet hoe om dit te verwerk, dan sien ons hoe verandering plaasvind. Ja. Watter tipe mense kan deur middel van neurocoaching gehelp word? Ons het nou al deur die loop van die program met verskillende mense gepraat wat sukkel met verslawing of alkoholisme of ander tipe goed wat in hulle lewens aangaan. Stres. Is dit ook van toepassing in terme van die neurocoaching wat jy aanbied? Ek sou sê 80% van mense kan gehelp word. Natuurlik is daar psigologiese versteurings wat jy 'n spesialiste nodig het. Maar ek sou sê 80% van algemene probleme kan gehelp word deur neurocoaching. So as jy ons praat van 'n funksioneringskontinuum. So as hier nou 'n kontinuum is en hier in die middel is optimale funksionering. Ek voel helder in my kop, ek het energie, ek is lus vir die lewe, ek is spontaan positief, ek probeer nie positief wees nie. En aan hierdie kant is die groei en die ontwikkeling en die prestasie en Engelse term high performance, is jou coaching kant. En hierdie kant is die frustrasie en stres en die emosionele verwonding en die trauma. Dis jou beradingskant. Okay. So watter mense kan gehelp word met neurocoaching? Beide kante kan gehelp word. Die ekstreem kante waar ons praat van psigologiese versteurings kan nie gehelp word nie. Maar beide mense kan gehelp word met neurocoaching. Ek kan jou baie stories vertel van hoe ons atlete gehelp het. Hoe ek met Olimpiese spele atlete gewerk het, springbokke gewerk het om te help om daai spanning wat hulle wil beter presteer, maar daar's triggers. En hulle verstaan nie hoekom kan hulle nie en hulle sit die ure in. En as ons kan uitvind wat is dit wat maak dat jy daai spanning veroorsaak, want die oomblik as ons spanning het, dan onderpresteer ons altyd. Altyd. Maak nie saak of dit in jou huwelik is of dit jou sport is of jou besigheid nie. As jy spanning beleef, onderpresteer jy. En as ek kan agterkom wat is dit wat vir jou spanning gee en ons kan daarmee werk. Skielik kom prestasie meer natuurlik en is jy eintlik spontaan positief. Julle maak ook gebruik van perdeterapie, né? Gebruik julle boerperde? Dit is korrek. Ja, dis korrek. Ons gebruik 'n spesifieke ras, soos jy gesê, die SA boerperd. En daar's 'n rede hoekom ons hom gebruik, want dit is een van jou mees veelsidigste perde in verskillende sportsoorte. Dit is ook die perd met die besgeteelde temperament wat daar is en dit maak dit maklik om met oud en jonk met so 'n perd te kan werk. Hierdie tipe coaching is natuurlik ook regtig it's very kind of positive for people who are working in companies, working with their employees, want jy kan 'n hele ander tipe uitkyk skep vir jou maatskappy en die mense wat vir jou werk of saam met jou werk. Nee, verseker. Verseker werk dit in 'n koöperatiewe omgewing. Enige omgewing is 'n stelsel van mense en waar 'n stelsel van mense is daar frustrasies en daar's spanning en daar's verhoudingsprobleme. Veral as die baas by die deur instap. Ja, wil jy meer iets oor dit sê? Ja, ek dink ons bied ook aan die PDD wat 'n uitvindsel is van Dr. Bertie Hannekom, waar ons die werkswaardes meet van die huidige werknemers
en ook nuwe aanstellings om seker te maak dat daai persoon die kriteria van die maatskappy inpas en ook selfs van daai spesifieke posisie te kan inpas. Is it a good fit? Ja. Dis seker ook nie 'n ding wat noodwendig nodig is as jy nou voel, luister ek het nou my berading of my life coaching nodig. Ek dis dalk net 'n goeie ding om jouself ook bietjie af te vernuwe of daai ou skilfers af te haal en af te was, is dit nie? As 'n ou vir hierdie tipe van ding wil gaan, Dit is so. Party van my kliënte kom sien my eenmal in 6 weke, eenmal in 2 maande. Hulle sê amper soos 'n mekaar te diens. Hulle sê ons kom check bietjie in en dis 'n paar goed wat my gebeur het en ek wil net seker maak ek is bly op 'n goeie plek en jy weet so dit is nie net noodwendig dat daar moet iets slegs gebeur of jy wil het hierdie groot doelwit en jy kan nie bereik nie. Sommige net so vir amper Engelse woord gebruik maintenance. Ja. In kort is daar seker daarop 'n storie of twee wat jy kan deel wat mooi is en hoe jy die verskil kon sien. As ek kan praat oor een van die kinders, om te sien 'n kind wat ander kinders boelie, dit gebeur algemeen deesdae in skole. En wanneer jy die geleentheid kan kry om met so 'n kind te kan werk en daai kind verander as gevolg van wat ons met hom doen alles. En jy kry daai positiewe resultate terug van 'n skool en van 'n kinderhuis wat sê hierdie kind het so verander en jy kan dit met jou self met jou oë sien. Dis net amazing. Dis wonderlik. Waar kan mense vir julle in die hande kry en meer inligting oor Impulse Neurocoaching kry? Ja, Impulse kan hulle ons op WhatsApp nommer in die hande kry en dan gaan 'n automated boodskap vir hulle stuur dat hulle net vragies moet antwoord. Ja. En die Neurocoach Method is maar Facebook, die Neurocoach Method, Instagram, die Neurocoach Method. En ek dink as 'n ou nou daaraan dink is dit ook iets wat nooit gaan op in jou navorsing gaan bly en bly, maar baie dankie vir die lekker gesels. Dit was insiggewend. Thank you that we could pick your brain. Pieter. Luister is ingeskakel want net hierna gaan ons nog verder kuier en die dinge laat gebeur hier by Goeiemôre Good Morning. Ons gaan 'n boekbespreking hou saam met die skrywer Karla van der Spy, enetjie wat jy nie wil mis nie. So kry daai koppie koffie en kuier saam met ons vir die res van hierdie oggend bied. Goeiemôre. Hallo.
Die skrywer Carla van der Spy se nuwe boek Waar Oos en Wes ontmoet, vertel die ware verhaal van Dina Tseng en haar Taiwanese man Tommy, wat mekaar in apartheid Suid-Afrika ontmoet het. Ons het nou die voorreg om met Carla en Dina oor die besonderse storie te gesels. Oor na jou, Elsa. Baie dankie, Ras. Ja, en ek persoonlik sien baie uit na vanoggend se gesprek hieroor, want ek sit hier met 'n kopie in my hand, maar ek wil net eerstens vir julle sê baie welkom en sommer met die deur in die huis val deur te vra, Carla en Dina, hoe het julle paaie gekruis? Dit was heel interessant geweest. 'n Vriendin van haar het my gebel en gesê, hierdie vrou het 'n storie en die storie is 'n boek. Nou baie keer sê mense vir jou, jy moet 'n boek skryf oor hulle, maar elke storie is nie 'n boek nie. Maar toe ek vir Dina ontmoet, 2 dae voor haar dubbele mastektomie, en sy was so opgewek en vrolik en sy het my begin vertel van haar Taiwanese man, die Taiwanese kinders wat sy grootgemaak het en al die kanker wat sy moes oorwin. En ons het net dadelik geklik en die uitgewer het binne 5 minute die boek goedgekeur. Dina, is daar iets wat jy wil byvoeg? Ja, ek dink net ek het eintlik begin met Facebook inskrywings toe ek kanker begin kry het. En dit man het so 'n bietjie gedokumenteer op my op my onnosele manier, maar dit was maar soos 'n retail therapies, was dit nou maar 'n skryftherapie. En toe mense dit nou maar raak gelees en blykbaar inspirasie daardeur gekry. En dit is toe hulle nou met Carla kontak gemaak het en toe hulle het altyd vir my gesê ek moet dit probeer in 'n boek kry, maar ek het gedink is maar 'n bietjie 'n dom idee. Maar toe ek nou vir Carla ontmoet het en toe het sy dadelik my omgepraat en ja, nou is die boek al vandag is minder as 'n jaar en die boek is nou al in sy 3de druk. En ek wil uitkom by die omslag en veral die agterkant van hierdie boek. Dis 'n verhaal van geloof, hoop en onsterflike liefde. So Carla, kan jy dalk net vir ons so 'n bietjie agtergrond gee oor Dina en Tommy se storie asseblief? Ja. Dina het voor dit sy liefdesteleurstelling gehad wat sy 14 jaar gevat het om oor te kom. En sy het ook skokterapie gekry daarvoor. En sy het verskrik, sy het 'n groot aanhang gehad. Al die mans van Newcastle wou haar uitneem en het haar uitgeneem, maar sy kon net nie van die ou vergeet nie. En sy was 'n baie goeie onderwyseres gewees. En behalwe vir die feit dat sy vir die kinders skool gegee het sy ook vir al die Taiwanesies wat Newcastle toe gekom het in daardie tyd ekstra Engelse klasse gegee. En toe het sy vir Tommy ontmoet. En Dina, miskien moet jy verder vertel wat hy vir jou gesê het, want dit was liefde met die eerste oogopslag en dit hou al 33 jaar. Nou ja, toe, wat het hy vir jou gesê? Ons het gepraat oor wat om te doen sodat sy kinders vinniger kan vorder met Engels. En toe ons buite kom, toe sê hy, kan hy dalk net 'n foto neem met die kinders en myself en toe vra hy vir een van die kinders om 'n foto te neem van my en hom. En toe hy so langs my staan, toe sê hy, "You're a wild horse, but I'm going to put the saddle on your back and I'm going to marry you." Sjoe, nou daar het jy dit. En soos wat jy sê, soveel jare later. Ek wil tog vir jou vra, Dina, watter uitdagings was die moeilikste om in jou huwelik met Tommy te oorkom? Net kortliks. Okay, ek gaan vir jou sê, ek wil nie sê as 'n Taiwanese nie. Maar ons het daaroor gepraat. Ja. Ek dink in kulture is dit definitief, ek het net gesê my geloof en my taal is vir my belangrik en daai kan ek nie opgee nie. Dit is al wat moet bly. Maar enige ander opofferings is vir my fyn en hy was nie gepla oor die taal of die geloof nie, want hy was op daai stadium hy is glad nie 'n boeddhis nie, maar hy kom uit 'n boeddhistiese agtergrond. So daai was nie vir hom van belang nie. Maar wat ek wel sê is dat mense selfs as jy met jou eie kultuur trou, is daar opofferings. So vandag eet ek met stokkies en hy eet met mes en vork. Maar so ek dink as jy met enige iemand trou, is daar jy moet goed opgee en die ander persoon moet goed opgee. Soos Tommy,
een ding wat ek het, jy moenie vir hom sê, hoor ek wil vir jou iets vertel, maar jy mag dit nie vir iemand vertel nie. Ja. Dan sê hy nee. Dit wat ek weet moet ek kan vertel. So as ek iets nie moet oorvertel nie, moet dit nie vir my vertel nie. Ja. So ek dink dit kan mos nou met my eie kultuur hou nie van 'n skinder nie. So dit kan mos met my eie kultuur ook gebeur. Ja. So ek dink dit is regtig net dit is nie regtig 'n kultuurding nie. Ek dink dit is 'n adjustment in 'n huwelik. Ja. So toe ek net my taal en my kerk kon behou, toe was ek happy en ek maak adjustments en hy maak adjustments. Ja. En ek bedoel iets soos geloof en kultuur is prominente pilare dink ek waarop hierdie boek gebaseer is. Ons het net 'n paar sekondes oor, so net vinnig, watter boodskap wil jy by mense tuisbring, lesers, en waar kan ons die boek in die hande kry? Ja, die boodskap wat ek wil tuisbring is dat sy's so positief oor alles. Ek bedoel sy's nou vir die 4de keer met kanker gediagnoseer, maar sy leef so in die oomblik. Jy weet sy geniet elke oomblik. Wanneer sy kan, is dit cappuccino, nie met foam nie, met room en lekker stukke koek en uitgaan en sy hou van mense om haar. En ek dink dit is 'n wonderlike boodskap want niemand weet hoe terminaal ons is nie. En sy leef net elke dag voluit. Nou die tyd het ons ongelukkig ingehaal, maar jy kan ingeskakel bly want die program is nog nie klaar nie. Net hierna gesels ons met Caroline Grace. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Or maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets, to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. Oh, Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue, pay what you can afford. Welkom terug.
Die sanger Caroline Grace se nuutste enkelsnit Deur julle oë is 'n roerende huldeblyk aan ouerskap. Sy kuier nou saam met Roseanne om ons meer te vertel. Baie dankie Elsa, welkom. Goeiemôre, good morning Caroline Grace. Môre is daar net so lekker om hier te wees. Die laaste keer wat ek jou gesien het, was jy net swanger met jou eersteling. Jy is nou mamma van 3. Ja. Hoe gaan dit daar by julle? Dit gaan rof. Ek het nou net gesê, as hulle 'n mens eers begin outnumber, dan is dit besige tye. Kyk nee, dit is op en af en dit is nog hulle soms 'n rollercoaster, nê? Mense is net in survival mode, maar dis lekker, dis 'n lekker survival mode. Maar dit is die ding eintlik wat jou geïnspireer het om Deur julle oë te skryf. Vertel ons hoe dit gebeur het dat jy hierdie pragtige liedjie nou die lig gesien het. Yes nee, hoe dit eintlik ek kan nou glad nie die krediet hiervoor vat nie en ek moet dit gee vir Stefan van Boerbelweer. Hy het dit eintlik as 'n gedig begin vir sy dogters. Hy het tweelingdogtertjies, die mooiste 2. Hulle is in die musiekvideo en hy het dit toe nou nadat dit klaar geskryf is en bymekaar gesit is, gedink in sy hart, hy wil dit graag vir my gee en vra of ek dit nie wil sing nie. En so ek voel dis regtig bestem vir my. Dit is glad nie waarvoor ek gevra het nie. Ek wou nie die jaar enigstens liedjies opneem of uitbring nie. Ek wou net ma wees en hier kom hierdie liedjie op my pad en hy kontak my uit die bloute uit en toe ek dit hoor, toe kry ek hoendervleis en ek het net in daai oomblik besluit dit is presies wat ek wil doen en wat ek nodig het op hierdie stadium van die wedstryd. So ja, ek wil eintlik half sê dis nie iets wat ek geskryf het nie, maar dis iets wat my hart geskryf het sonder dat ek dit wou gehad het en dis my regtig so ek gebruik altyd die Engelse woord ordained en ek voel regtig asof dit op die oomblik is wat ek moet doen. Ja, so hierdie ding is amper bedoel vir jou. Ja, ek kan dit regtig eerlik sê. So jy het nou gepraat van Stefan by Boerbel, maar Boerbel Tunes en jy het nou 'n vennootskap. So vertel ons bietjie meer daarvan. Ja, dit is ook eintlik iets wat net gebeur het toe ek Kortbroek gedoen het, ons dit geskryf het en uitgebring. Ek love dat nie. Was dit nou nogal iets wat ons gedink het, weet Boerbel Wear, ek het gesê dit gaan oor manne met kuite en dit gaan nou ek glad nie geskryf met hulle in gedagte nie. En toe ons dan sê ons kort manne met kuite, dis hulle soos maar Boerbel Wear, ons moet hulle vra of hulle nie wil deel wees van die projek nie. En Stefan het na die liedjie geluister en ek het gedink, ag, wat is die kans? Hulle gaan dink daar's 'n manier wat hulle dalk gaan homself wil assosieer met dit nie. Maar veragtig is hulle aan boord en dit was net amazing. Hulle het die hele musiekvideo gedoen. Ons het nou daar 'n pad begin stap saam met mekaar. Regtig nogal goed oor die weg gekom en nou net jare later daar's die volgende liedjie wat ons nou saam doen. So dit soos ek sê, alles het net natuurlik gebeur. Ja. Caroline, dit is wat ek so eintlik die Engelse woord admire van jou loopbaan is daar's iets soos Kortbroek en dan iets soos Deur julle oë. Dit is so uiteenlopend en jy's so ongelooflik talentvol. Wat dink jy, wat wil jy graag hê moet ouers kry daaruit wanneer hulle hierdie mooi liedjie luister? Ek dink dat ouerskap is so veelsidig en dat jy jouself deur jou kinders se oë moet sien en mens word eintlik geforseer om jouself te sien deur jou kinders se oë. En dat ons almal is in hierdie bootjie saam met mekaar. Ons almal wens net die beste vir ons kinders en ek weet dis harde werk en op die einde van die dag wat ek net gehad het almal moes of ek dink dis wat Stefan se idee ook was is om die wêreld te sien deur 'n kind se oë en eenvoudig te leef en die beste te wil hê vir jou kinders en jou verhoudings aan mekaar en alles wat op die einde by mekaar kom. Jy weet of net raak en vas te vat. So ek is maar dit deur 'n kind se oë die lewe te sien. Ja, dis is daai sê ding, the days are long but the years are short. Yes. As jy oë oopmaak, dan is hulle tieners, dan is hulle op universiteit en getroud en so. En ek dink boonop dit ook om 'n legacy agter te laat. Jy weet, eendag kyk jou kinders ook terug en sien dat jy was regtig daar vir hulle. Jy het hulle in jou hart gedra en jy weet dit is wat jy oor hulle eintlik soos al vir gebed, wat jy oor hulle uit 'n seëning vir hulle. Dis vir my so ongelooflik spesiaal. Ja. Regtig. Jy het gou gepraat oor die musiekvideo en Stefan se tweelingdogter wat daarin is. Hoe was die ervaring om die musiekvideo te skiet? Nee, dit was mal vir my. Ek het so spesiaal gevoel want dit is nie elke dag wat 'n kunstenaar op so stel kan instap en so
jy weet so opset het nie. En om met Christian te kan werk en al die professionele, dit is sy's jy weet hy het 'n regtig goeie naam in die bedryf en almal wil met Christian werk. So dit was genuine spesiaal vir my en om met 'n klavier te kon sit en regtig my hart en siel daar te kon los. So dit was bitter spesiaal. Jy wou nie hierdie jaar musiek opneem nie. Hier is ons nou. Wat gebeur nou vorentoe want die liedjies nou uit. Mense gaan hom hoor. Waar kan ons hom kry? Waar kan ons jou sien? Hy's wel op alle platforms beskikbaar. Ek meen van Spotify tot Apple, Deezer. Hy's maar oral en op YouTube kan jy nou ons pragtige musiekvideo gaan kyk. So ja, en ek's op Instagram, Facebook, dis oral. Almal weet nou al waar al die platforms is, so daar is hy beskikbaar. Caroline, dit was nou ontsettend lekker om saam met jou te kan gesels. Die liedjie is pragtig, die video nog mooier. Jy is nog mooier elke keer wat ek jou sien. Ek dink jy word mooier met elke nuwe kind. Dankie. Dis ek nou maar op 4 moet kry nee. Dis okay. Baie dankie. Ons wens jou alle sterkte toe en dankie dat jy so vroeg by ons kom kuier het. Dankie hoor. Dit was 'n voorreg. Dankie. En jy's ook net so mooi hoor. Dankie Susan. Oor na jou Elsa. Pragtig julle. Onthou julle kan julle besigheid op Goeiemôre Good Morning adverteer. Stuur net vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za. Dit is dan al van ons kant af. Ons sien julle môre weer, maar moenie vergeet van die heruitsendings nie. En elke program is natuurlik ook elke dag op YouTube beskikbaar. Los skuld agter met AfriSkuld. We're gonna be